Goeiemôre almal. Baie welkom vanoggend hierso by die oggenderediens, ook almal wat saam met ons op die internet luister. Ons hoop en bid dat jy vanoggend saam met ons hierdie geleentheid regtig as hoë waardering sal ag. Nou vooraf net gou 'n paar goed. Ons is so bietjie laat. Ek weet nie of dit net ek is nie, maar Brackenfell se krag het vanoggend afgegaan net voor ek wou print druk. My preek is nie geprint nie, maar toe moes ek vir Wiekes bel en vir hom e-pos en toe hy baie oulik vertroulik in die koevert die preek vir my gebring. Ek hoop hy het woorde omgeruil op bladsye geruil nie, anders was dit nie moeilikheid. En natuurlik met kragonderbrekings, dan as jy uit jou huis uit, jy moet uitbreek omtrent met alles wat elektronies is om uit te kom. Goed, voor ons aangaan net 'n paar afkondigings. Ons wil hierdie blomme vanoggend vir Henk en Paulina van der Laan gee. Jy sal sien ook daar in die boodskapper dat Henk ondergaan weekliks chemoterapie. En ons vra dat u vir hom en almal wat ons aandui daar in die boodskapper regtig waar sal dink in die gebede. Daar's mense wat baie swaar kry in hierdie stadium en ons vra dat u asseblief aan hulle sal dink. Wat die kollekte vandag betref, onder die erediens gaan dit vir Huis Boland en by die deure gaan dit vir die Emeritaatsfonds. En dan het ons ook gehoor vanoggend by hom Piet dat aan die Mariet Oukamp is uit die hospitaal uit na haar operasie en ons is baie dankbaar daarvoor. Goed, bietjie oor diensgroep, die diensgroepe. Net so vinnig vir u sê wat gebeur het. Ek gaan vir u net vinnig vertel waar ons is en dan vir u verduidelik wat vanoggend gebeur, wat ons nou gaan doen. Ons gemeente het 'n roeping saamgestel 2 jaar terug vir die Here, of met die Here vir mekaar en uit na die wêreld. En uit dit het ons gesê, maar daar moet iets gebeur, nê. En ons het die eerste lyn wat ons begin loop het, was die van diensgroepe gewees, om te sê maar lidmate moet die dienswerk doen. Ons almal is diakens, ons almal is diakonos en ons het die diensgroepe so onderverdeel ook. Ek dink daar's op die oomblik 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 diensgroepe en daar is 'n sameroeper by elke diensgroep en die gedagte is dat die gemeente nou deel raak hiervan. Ons werk volgens gawes, dit waarvoor jy 'n gawe, waarvoor jy 'n passie het, dis iets wat jy aanwend in die gemeente en in die gemeenskap. Ons het al menigmal dit afgekondig en vir verduidelik hoe dit werk. Ons het ook al groot blaaie hier so in die voorportaal opgesit van waar jy kan betrokke raak. En vanoggend wil ons het van hierdie blaadjies gedruk en dit is baie eenvoudig. Dat jy net jou naam opskryf, e-posadres, telefoonnommer en net aandui waar jy moontlik sou wou betrokke raak. As jy byvoorbeeld sê maar, ek het gasvryheid, is een van my groot dinge. Nee, dan sal jy tipies val by iets soos die nuwe intrekkers, nee. Dat seker mense kan verwelkom, dat seker mense kan deel maak van hierdie familie. Of as jy 'n regtige gawe het om met die meer senior lidmate in ons gemeente te werk, dan dui jy dit daaraan. Of as jy 'n passie het om met die jeug te werk of siek is, jy gaan nou sien wat hier in hierdie blaadjie is. So ons het vir 'n paar lidmate gevra om hierdie blaadjies vir ons uit te deel en daar's ook potlode. En ons wil vra dat u bidend vir ons hierdie sal invul en dit net weer sal kant toe stuur dat ons kan opneem en dan sodat die sameroepers u kan kontak en vir u kan sê dankie eerstens vir die aanwending daarvan en kom ons kyk hoe gaan ons hierdie diensgroep laat uitpak of hoe gaan hy uitrol, hoe gaan ons kan deelneem hieraan, want daar's regtig baie behoefte hiervoor. En nou net vir u motiveer waar dit vandaan kom. In Handelinge 6 dan raak die apostels baie besig met barmhartigheidswerk, nê, veral die Grieksprekende weduwees wat hulle moes versorg het. En dan sê hulle maar, ons kom nie uit by die woord en by die gebede nie, die belangrike dinge, ons kom nie daarby uit nie. Kom ons stel mense aan wat hierdie diens kan doen. En dan sien ons reg in die Bybel hoe die diakendiens, hoe die dienswerker uitrol in die Nuwe Testament. En dit is waar dit vandaan kom. So ek gaan vra vir daai mense wat die blaadjies het, asseblief, deel dit gou uit saam met die potlode. Dui aan met as jy dalk meer as 1 of
2 of 3 plekke wil wees, dui aan 1 waar jy die graafste wil wees, 2 tweede graafste, 3 derde graafste, en vul dit vir ons in en stuur dit weer vir ons kant toe, en dan neem ons sommer nou alles op weer, en dan kan ons, dan sal ons aangaan. So kom ons doen dit. Annemarie? Ja, speel vir ons ietsie. Is daar nog enige briefies ergens wat moet kant toe gestuur word, of hiervoor? Is dit reg? Gemeente, ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede kom van God ons Vader deur sy Seun Jesus Christus in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan vanoggend, ons het wonderlike liedere in ons liedereskat wat gaan oor kindskap, oor God se Vader wees teenoor ons, oor aangeneem. En ons gaan vanoggend 2 liedere na mekaar sing, Skrifruiming 1:1 vers 1 en 2 en lied 428 vers 1 en 2. En kyk op daai woorde, nee, van ons gaan sien hoe ons 'n God en Vader het, hoe ons aangeneem is, hoe ons sy kinders is, hoe ons deur Jesus sy kinders gemaak is. Ons gaan daarvan sing en lied 428 gaan al vers 2 gaan al iets weergee van 'n skuldbelydenis wat voortleef in ons lewe en hoe ons nog sonde doen en hoe ons dit bely en hoe ons skoon gewas is deur Jesus Christus. En dan gaan ons ons gaan die 2 liedere sing en dan vanoggend in ons in die groot woord wat ons noem verootmoedigingsdiens, gaan ek vir ons 'n skuldbelydenis gebed doen. En daarna gaan ons weer sing lied 241 vers 1 en vers 2 wat weer presies dit wat ons wat ons gaan bid ook en gaan vra vir die Here wat dit presies weer beklemtoon. Jy sal sien as ons daarby kom, wat gaan oor hierdie, ons was verlore, maar ons is gevind en hoe ons skuld bely voor die Here. Dit is vanoggend se bedoeling en daarna gaan ons dan saam lees uit Matteus 6 vers 5 tot 15. Kom ons staan en dan sing ons Skrifruiming 1:1 vers 1 en 2, lied 428 vers 1 en 2. Ons bly staan vir die gebed en direk daarna sing ons lied 241 vers 1 en 2 en daarna kan ons gaan sit. Dankie Annemarie.
Gemeente, kom ons staan so, dan bid ons saam. Ons Vader, wat woon in die hemel. Dis vanoggend met groot lof en dank dat ons vir U kan sing wie U is en hoe wat ons kan vertel en vir mekaar kan toesing die wonderdade wat U gedoen het. Here, ons kom vanoggend in verwondering net voor U staan, want ons besef weer opnuut in hierdie oggenduur dat ons kinders van U is, dat ons U bymekaar is as broers en susters wat een Vader het. En ons is volgens die onder die heerskappy van Jesus Christus, ons koning, en van die Heilige Gees wat binne ons woon en binne ons werk. Vader, ons wil vanoggend vra dat U ons genadig sal wees in die troue liefde. Dat U ons oortredings sal uitwis in die groot barmhartigheid. Was ons skoon van ons skuld. Maak skoon ons sonde wat ons elke dag op soveel maniere teen U doen. Here, ons ken ons oortredings. En ons bly bewus deur die Gees van ons sonde elke liewe dag. Want dis teen U wat ons sondig. Ons doen partykeer dinge wat verkeerd is in U oë. So U uitspraak is reg en Here, soos Psalm 51 sê, U oordeel is regverdig. Here, ons sê altyd dat ons in sonde ontvange gebore is en dat ons toegelaai is daarmee. Maar U verwag opregtheid diep in ons harte. Diep in ons harte, in ons binneste, laat U weet hoe ons moet lewe. Here, neem tog ons sonde weg. Maak dat ons rein kan wees. Was ons witter as sneeu. En volgend, as U kinders, kom sê ons vir U dankie dat U dit gedoen het. Here, dankie dat U aan die kruis elkeen van ons se sonde vasgespijker het, sodat ons op 'n nuwe blaadjie, op 'n skoon bladsy, op 'n nuwe bord, alles uitgewis is deur die bloed van Jesus Christus. En Here, ons besef, omdat ons nog op aarde is, soos ons nou gehoor het, bly ons bewus daarvan dat ons nog sonde doen. Maar dankie dat ons nie meer sondaars is nie. Dankie dat ons kan weet dat as U na ons kyk, kyk U deur Jesus Christus na ons en U sien die lewe wat ek moes gelewe het, Here, die dood wat ons moes gesterwe het, daai lewe het Jesus gesterwe, daai dood het Jesus gesterwe en daarom is ons kinders van U, daarom is ons skoon gewas. Dankie daarvoor, Vader. Dankie dat U ons in liefde aanneem en dat ons familie kan wees wat 'n Vader het wat almagtig is. Ja, ons weet U is heilig, U is groot. U is die heilige van God en U heers oor die heelal. Daar is mag in U woord. Soos die waters dryf U stem. Here, soos die son op die see se blou, so is die rykdom van U trou. Ons is regtig begenadig. Here, en dis niks uit wat ons gedoen het nie. Niks wat ons kan doen, kan dit enigstens bring nie. U het dit vir ons gegee as 'n geskenk. Maak ons deeglik en diep bewus daarvan vanoggend. Vader, waar ons nou ook gaan saam lees, dan bid ons vir afhanklikheid van U woord. Ons bid vir afhanklikheid van U Gees, sodat ons, wanneer ons dit lees, dat ons regtig waar sal verstaan wat U sê. Dat ons sal hoor wat U vanoggend vir elkeen van ons leer. Here, en as ons nou verder gaan sing van die blydskap wat ons in U het en hoe U ons skoon gemaak het, hoor ons en dat ons harte daarmee sal saam sing. Amen.
laat ons net verduidelik wat ook vanoggend gebeur het hierso. Wanneer mense kom in 'n erediens by wat ek nou genoem het die vooruitmoedigingsdiens, is daar 'n paar maniere hoe 'n mens dit doen. Deur sang, gebed, die wet te lees, opsommings van die wet te lees. En vanoggend het ons baie mooi gesien hoe ons, en veral die laaste vers, hoe ons in sonde was en hoe ons voor Christus staan skoon as nuwe mense, en dit geld vir jou ook. Ek kan ook oopmaak by Matteus 6 vers 5. Vir die wat vanoggend dalk saam met ons kuier of gaste hierso is, in die oggende is ons besig met die hardlopreeks uit Openbaring 2 vers 5, en in die aandedienste is ons besig met gebed. En vanoggend gaan ons in die oggenddiens dan juis aandag gee ook aan gebed. Jy sal onthou Openbaring 2 vers 5 sê, onthou hoe ver julle teruggeval het, bekeer julle en doen weer die eerste dinge. Nou gebed is deel van hierdie eerste dinge van die geloof, wat ons vanoggend oor gaan preek hierso volgende. Nee, gebed is 'n gelowige, kan ons sê, se asemhaling. As ons maar net kyk in die Bybel regdeur, nee, hoe gebed voorkom in die hele Bybel, nee, hoe Christus erns gemaak het daarmee, hoe hy gebid het, hoe hy sy navolgers geleer het om te bid, en hoe belangrik dit vir die eerste geloofsgemeenskappe was. Jy sal onthou, ek gaan dit nie weer lees nie, Handelinge 2 vers 42, Handelinge 6, sien ons daai ongelooflike groot klem wat geplaas word op gebed, nee, dit was een van die steunpilare van geloof, en is vandag steeds een van die steunpilare van geloof. So kom ons lees vanoggend Matteus 6 vers 5 tot 15. Dis die gedeelte waar die Here Jesus Christus in die bergrede sy disippels leer om te bid. Nou ek wil dit so reël, ek gaan van vers 5 lees tot by vers 8, en dan by vers 9 sê, so moet julle bid, en dan verduidelik die Here Jesus Christus, dan leer hy hulle die Onse Vader, en ek gaan dit nie lees nie, ons gaan dit sittende, gaan ons dit sing, en daarna sal ek aangaan by vers 14. Verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader, wat jy nie kan sien nie. Jou Vader, wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. So moet julle bid. Vers 14, as julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Ek sal met my volgende fokus op vers 7, 8 en 9. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. So moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Dit is God se woord. Gemeente, gebed is 'n baie universele ding. Daar's baie mense in baie verskillende gelowe wat bid. Kyk maar bietjie, as daar navorsing gedoen word, veral oor is jy iemand wat bid, dan is daar geweldig baie mense wat aandui, ja, ons bid, nee, baie mense bid na verskillende gode toe. So daar's baie maniere om te bid. Maar Jesus wys vir ons hierso, daar is basies, en daar's meer, maar basies is daar twee maniere om te bid. Daar is die heiden manier van bid, vers 7, en daar's die wat bid, ons Vader. Nou as jy na die woord heiden dink, wat ons daar raak lees in vers 7, dan dink ons baie keer aan regtig aan nie gelowige
mense, nee, of skeptiese mense, mense wat nie in God glo nie. Maar Jesus praat hierso van mense wat bid. Mense wat baie bid, mense wat storms losbid. So ons kan sê daar is twee definitiewe maniere of daar's twee skeidings waarvan hier gepraat word. Die godsdienstige manier, die wat baie woorde gebruik, en die Christen manier, die wat bid ons Vader. Laat ek net verduidelik wat ek bedoel by godsdienstig. Godsdienstig praat ons van die fariseeragtige manier van geloof. Ek moet iets doen om gered te word. Jy sal nou sien presies wat ons bedoel as ek praat van godsdienstig. Dit is wat ons vanoggend gaan gebruik, godsdienstig en Christen. Nee, dit dui die twee aan. Al twee glo, maar jy sal sien hoe dit uitpak. Nou, hoe bid 'n heiden of 'n godsdienstige dan? Jy sien, dis iemand wat baie woorde gebruik. Die Engelse woord, as jy gaan lees daar in die English Standard Version, sê, they babble. Hulle dink of hulle verbeel hulle, omdat hulle so baie woorde gebruik, of so baie dinge oor en oor sê, dat God hulle sal verhoor. Nee, en hoor mooi, jy moet baie mooi hoor wat hier so staan. Daar staan, hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Kom ons kyk vanoggend na die basis van gebed. Nou die vraag waarmee jy jouself moet afvra is, waarom, nee, wat is die rede, waarom word my gebed verhoor? Jesus sê, daar is twee verskillende maniere hoe jy God kan benader. Die heidene, die godsdienstige mense dink hulle sal verhoor word omdat hulle woorde gebruik of baie woorde gebruik of dinge oor en oor sê omdat dit van hulle self afhang. Christus sê nee. Moenie so bid nie. Bid ons Vader. So dit gaan hier in die eerste plek nie of ons vir God iets kan vra nie, want in vers 8 sê ons, God weet tog wat ons behoeftes is, maar tog, bietjie later dan sê hy tog, maar gee ons vandag ons daaglikse brood. Ons weet ons kan vir God dinge vra. Dink die vraag hierso is hoe vra ek vir God? Wat is my benadering tot God? Wat moet my ingesteldheid wees? Twee verskillende grondslae of basisse vir gebed. Waarom dink jy moet jy verhoor word? Waarom dink jy sal jy verhoor word? Waarom word my gebed verhoor? Heidene dink dit is oor een rede en Christene oor 'n ander rede. Kom ons kyk na hierdie twee redes. So dit kom neer, so wat Christus hierso vertel is dat daar's basies twee maniere om God te benader of hoe om by God uit te kom of hoe om na God toe te gaan. En dis baie keer dieselfde maniere hoe ons met mekaar interaksie het. Volg mooi. Jy kan of in 'n besigheidsverhouding met iemand staan, met iemand wees, of jy kan in 'n familieverhouding met iemand wees. In 'n besigheidsverhouding is die basis van daai verhouding is, ek het iets vir jou en jy het iets vir my. Ek doen iets vir jou en jy doen iets vir my terug. In 'n familieverhouding gaan dit oor wat ek vir jou is. In 'n besigheidshouding gaan dit oor prestasie. Jy presteer, ek presteer. In 'n familieverhouding gaan dit oor 'n regtige 'n verbintenis. Kom ons kyk na hierdie twee verhoudings, nee, 'n besigheidsverhouding en familieverhouding. Ons gaan nou twee voorbeelde gebruik. Ons gaan nou 'n bietjie dieper ingaan hierso. Verbeel jou, daar is twee maniere hoe jy in iemand se huis kan bly. Nou, ek weet daar's meer maniere. Julle sou vir my kon sê, maar hoor, daar's meer maniere. Ons gebruik hierdie twee maniere vanoggend. Jy kan bly in iemand se huis as 'n huurder. Of jy kan bly in jou ouers se huis. Jy kan of in iemand se huis bly as 'n huurder of in jou ouers se huis. Dis twee wye punte van die spektrum. So jy kan in iemand se huis bly en die persoon word dan normaalweg genoem die huiseienaar, nee, Engels sê die landlord. En jy kan in 'n baie goeie verhouding met daai huiseienaar wees, maar daar's terme. Jy kan in 'n goeie verhouding met hom wees as jy die huur betaal en as jy die eiendom goed oppas.
En die ander kant is ook waar die huiseienaar het ook sekere reëls, nê. Hy of sy sal moet instandhouding hou. Daar's reëls van jy mag rook in die huis of jy mag nie rook in die huis nie. Of jy mag 'n hond in die huis hê of jy mag nie 'n hond in die huis hê nie. Daar's reëls, nê. So dit gaan oor 'n besigheidstransaksie van gee en neem. Of die ander manier is jy kan in jou ouers se huis bly. Dan is jy verseker nie 'n huurder nie, maar dan is jy 'n kind. As jy as kind in jou ouers se huis bly, is die prentjie heeltemal omgedraai, nê. Jy is aanvaar. En daarom doen ek goeie dinge of taakies of presteer ek, nee, omdat jy klaar aanvaar is, daar's 'n verbintenis. Kan jy sien die twee verskillende maniere van dinge doen? So Christus sê, op dieselfde manier kan jy God benader vanuit 'n besigheidsverhouding of vanuit 'n familieverhouding. Of uit die basis van 'n familieverhouding. Nou kom ons kyk. Nou hoe kan jy weet of jy God benader vanuit 'n besigheidsgrondslag of vanuit 'n familiegrondslag? En ons gaan gebed as voorbeeld gebruik. So hierdie is, kan ons maar sê, Johannes, dit gaan hard klink. Dis nie 'n maklike ding om oor te gesels volgende nie. So hierdie is, kom ons sê, 'n toets vir die skynheiliges of vir die godsdienstiges wat dink hulle het 'n verhouding met God. Ons gaan dit nou uitpak. Iemand wat in 'n besigheidsverhouding met God staan en wat bid. Jou woorde en jou gebede sal gewoonlik leeg wees. Dit sal baie wees, maar daar sal nie inhoud in wees nie. Kyk bietjie na vers 7 hè. Daar staan hulle gebruik 'n stortvloed woorde of hulle gebruik baie woorde. Nou as jy baie diep gaan indelf in die in hierdie woorde en daar's baie verskillende nuance van hierdie woorde, dan beteken die een woord beteken leeg en die ander een beteken gretig, begeerig, bang, kwaad. Dis die twee woorde wat ons na kyk. So hier is of jy weet of jy 'n Christen is of nie, deur na jou gebedslewe te kyk. En die vraag is, wat gebeur as jou gebed nie beantwoord word nie? Wat gebeur as jou gebed nie beantwoord word nie? Is jy koud? Of is jy benoud? Is jy kwaad? Jy sien, as jou gebed nie verhoor word nie, dan reken huurders, die godsdienstig is, maar die wat met God in 'n besigheidsverhouding of transaksie is, reken maar ek betaal die huur, ek pas die eiendom op, ek doen alles wat reg is, daarom verdien ek om gehoor te word. Daarom verdien ek om iets by jou te kry, om by u te kry. Of, die ander kant is ook waar, jy sal sê, maar ek het nie die huur betaal nie. Ek het nie die eiendom opgepas nie. Ek het nie die reëls nagekom nie, en daarom voel ek skuldig, en ek dink dis dalk daarom dat God nie my gebed wil verhoor. Waarom word jou gebed verhoor, nie? Hoe reageer jy as dit nie verhoor word? Koud? Kwaad? As dinge verkeerd gaan in jou lewe en jy bid, dan kan jy kwaad raak. Want ek is 'n goeie persoon. Ek doen dan alles reg. Ek kom kerk toe. Ek gee my tiende. Ek doen alles reg. Ek betaal die huur. Of as jy skuldig voel, dink jy maar, dalk doen ek nie genoeg vir die Here nie. Dalk oortree ek die reëls ergens en daarom verhoor hy nie my gebed nie. Daarom weet ek het ergens die kontrak gebreek. Weet jy, in albei gevalle wys dit dat jy 'n huurder is en nie 'n kind in God se huis nie. In albei gevalle wys jy op 'n fundamentele vlak dat jou verhouding met God gebaseer is op besigheidsterme. Jy gee iets, jy ontvang iets. Dit gaan oor hoe jy presteer en hoe God presteer. Jy het jou verpligting en God het sy verpligtinge. Sien jy die verskil in hierdie twee benaderings? 'n Godsdienstige mens sê, God, kom in my lewe in, wees my huiseienaar, ek sal my kant bring en u moet u kant bring. 'n Christen aan die ander kant sê, as gevolg van Christus, kom in my lewe in, wees my Vader.
Ek is nie waardig om in die huis te kom nie. Maar Jesus Christus het die lewe geleef wat ek moes leef. Hy het die dood gesterf wat ek moes sterf. As gevolg van wat hy gedoen het. Wie is my Vader? Twee verskillende maniere. En die manier hoe jy kan weet wie jy is, of jy verhoudings het, in 'n familieverhouding is met God, of in 'n besigheidsverhouding is met God, kyk na jou gebedslewe. Soos dit nou beskryf het. As die een is wat se woorde leeg is, as daar nie inhoud is nie, as jy maar net bid omdat jy dit nou maar net moet doen, as daar nie admirasie vir God is nie, as dit nie 'n vreugde is nie, as jou gebede koud, onpersoonlik, of is dit baie, jy dink nie oor wat jy sê nie, of voel jy skuldig, ek bring nie my kant nie, ek moet 'n lelike persoon wees, want God antwoord nie my gebede nie, dan is jy 'n huurder, en nie 'n kind in God se huis nie. En dit is belangrik. Dit is belangrik om hierdie familieding te verstaan, nee. Want Christus, Jesus begin die onsse Vader, nie met ons koning nie, of ons skepper nie. Hy is ons koning, hy is ons skepper, of ons heilige nie. Hy is dit. Hy begin dit met ons Vader nie. Jy hoor onmiddellik, as jy dink aan Vader, hoor jy familie. En nou is dit so, as ons oor die Vader of oor familie praat, is ons beeld as mens nie altyd so perfek nie. Maar ek dink dis juis, dit wys hoe mooi beeld hierdie is. Kom ek verduidelik vir u. Weet, baie van ons in ons gesinne of in ons families, het nie noodwendig mooi verhoudings met ons boeties of sissies of ouers nie. Daar is baie, kom ons maar sê, disfunksionele verhoudings. Maar ons het nog steeds 'n verbintenis met daai persoon. Of met die ander familielid, of met die ander gesinslid. Ek meen, soms is familielede of gesinslede so optrede so erg, dat as hulle enigiets anders as familie was, sou jy niks met hulle uitgewaai, of niks met hulle uit te waai wou gehad het nie. Ja, stommel. Gaan dit weer sê. Soms is familielede se optrede so erg, dat as hulle enigiets anders as familie was, jy nooit met hulle iets te doen sou wou hê nie. Maar steeds is daar 'n verbintenis, want ons sê, sy is steeds my ma, hy is steeds my pa. Weet jy, hy bly my boetie, sy bly my sussie. Hoekom is dit so? Jesus sê, begin jou gebed, ons Vader. Want daardie twee woorde sê alles oor jou verhouding met God. Inteendeel, die rede hoekom Jesus hier verwys na die heidene wat hierdie stortvloed van woorde gebruik, is dat hy probeer die punt oorbring dat die vaderskap, die feit dat jy aangeneem is, die feit dat jy 'n aangenome kind van God is, dis wat dit beteken om 'n Christen te wees. Johannes 1 vers 12 sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Wat beteken dit om 'n Christen te wees? Beteken, jy is aangeneem. Wanneer jy in Jesus glo, word jy aangeneem in die familie van God in. En as jy dit nie verstaan nie, dan verstaan jy nie wat dit is om 'n Christen te wees nie. Sien, dis twee verskillende maniere. En kyk bietjie wonderlik is dit, nê? Met aanneming. Is dit nie die kind se besluit dat hy aangeneem wil word nie? Kinders het partymal nie eers 'n idee wat aangaan nie. Dis die Vader se besluit om aan te neem. Dis 'n aksie wat die Vader uitrig. En dan is dit so, wanneer jy 'n ouer kind aanneem, en dit sê ook nogal iets van mense wat tot bekering kom, wanneer jy 'n ouer kind aanneem, dan is daar nie altyd noodwendig onmiddellik 'n verandering in daai kind se gedrag of in sy natuur nie. Byvoorbeeld as jy 'n stoute kind aanneem, gaan hy nie onmiddellik soet wees nie. Met liefde en met tyd en met opvoeding gaan die kind soet word, maar die oomblik wat jy daai kind wettig aanneem, verander daai kind se status. 'n Statusverandering vind plaas. Wat beteken dit? Beteken, julle, en dis wonderlike nuus, die Vader neem jou aan of jy nou stout is
en of hy nou soet is. Maak nie saak nie. Wanneer jy iemand aanneem, dan sê jy dat jy hom aanneem en jy hom al die liefde sal gee en dat jy hom sal sien as jou natuurlike kind. Daar is iets wonderliks wat hier gebeur, nee, want Jesus sê presies dieselfde. Hy sê iets hiervan in Johannes 17 vers 23. Jesus bid hierso vir sy disippels en hy tree eintlik vir hulle in en dan sê hy net hierso, hy sê ek en hulle en een my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle liefhet net soos U my liefhet. Kyk gebeur. Net soos. Vader, ek vra dat U hulle sal lief hê op dieselfde manier, presies soos U my liefhet. Wanneer die Vader ons aanneem, is hy so lief vir ons soos sy eie seun. Julle is nou my seuns en dogters. Daarmee saam het God ook nog in Efesiërs, dan sê hy, ons is sy familie, ons is sy volk, ons is sy eiendom, en as waarborg daarvoor het hy vir ons die Heilige Gees gegee, sodat ons al die beloftes wat hy beloof het, eendag sal kry. Die waarborg, nee, 'n deposito, het ons al gesê. Die Heilige Gees is daai deposito. Efesiërs 1 sê dit vir ons. Gemeente, sien jy die groot verskil? Die persoon wat in 'n besigheidsverhouding het, en een wat 'n familieverhouding het. En hierdie gedagte, hoor mooi, ek het dit onderstreep, dat daar gaan ek twee keer sê. Die gedagte van ons Vader, en die woord ons Vader, moet jou deurspoel, en die feit dat jy aangeneem is, en God se kind is, en dat hy hom verbind het, soos wat hy homself aan sy eie seun verbind het, en ek wonder of jy weet hoe lief die Vader sy seun het. Dit is 'n vreugde, dat jy aangeneem is. Dit is die element wat jou moet verander. Daardie besef van hoe waardevol hierdie kind-vader verhouding is waarin ek staan. Dit is die element wat Christene moet verander. Dis die element wat godsdienstig oorswaai in Christene. Dis die element wat 'n godsdienstige heidengebed omswaai na 'n verhoudingsfamiliegebed. Dit verander, hierdie hele ding van aangeneem, vaderskap, verander hoe jy na God kyk. 1 Johannes 3 vers 1. Kyk, watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie omdat dit hom nie ken nie. As jy na God as Vader verwys, met die feit dat jy aangeneem is, het dit 'n invloed op jou hele gebed. Ook die res van die Onse Vader. Ek gaan vir julle vinnig wys. Ek gaan net 4 van die bedes gebruik. En een gaan ek op uitbrei. Dit het 'n invloed op jou hele gebed. Jesus leer ons, hy sê, wanneer jy bid, bid ons Vader. Die feit dat jy hom as Vader sien, maak dat jy hom as die Vader kan loof. Daai woordjie kyk, nee, is 'n woordjie wat sê, dis 'n opwinding. Dit is sê kyk. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Engels sê behold. Jy kan hom loof. Dis net vir wat hy gedoen het aan jou. Daar's niks verdienste nie. Een ou kommentator, die ou by wie wat hierdie konsep verduidelik het, baie goed verduidelik is Tim Keller. En hy gebruik 'n voorbeeld wat sê dat ons niks doen nie, is ons sê nie kyk aan die einde van 'n maand as jy jou cheque kry. Dis 'n wonderwerk. Ek het my cheque gekry. Dis 'n wonderwerk. Jy het gewerk daarvoor, jy verdien dit. Dis nie hoe hierdie werk nie. Die feit dat God alles doen, dit is 'n wonderwerk. Dit maak dat jy hom kan loof. Laat U naam geheilig word. Dis 'n wonderwerk.
Dit maak dat jy die Vader kan vertrou en kan sê, laat U wil geskied. Dit laat jou staan voor die Vader met 'n verwagting dat jy eendag by hom sal wees, laat die koninkryk kom, net omgeruil. Daar kan nie, gee ons vandag ons daaglikse brood wees as ons nie bid ons Vader nie. Hoekom nie? Kom ons staan gou stil hier, ek wil net vir u verduidelik hoe ons Vader en gee ons vandag ons daaglikse brood, hoe dit jou hele gebedslewe verander. Dan gaan dit is maar klaar hiermee, soos op die laaste bladsy. Hoekom? Kom ons staan stil hier. So Jesus sê, en dit is 'n ding wat regdeur in die Nuwe Testament voorkom, sê hy, ons moet God aanhoudend pla vir dit wat ons nodig het. Lukas 11 is daar 'n gelykenis wat sê dat ons God aanhoudend moet vra vir ons daaglikse behoeftes, aanhoudend by hom moet smeek vir dit wat ons nodig het. Om skaamteloos aan te hou vra. Christus vertel ons om vir elke liewe ding te smeek, aanhoudend, dringend, hou aan, vra vir die Here, vra vir hom, klop en vir jou sal oopgemaak word, soek en jy sal vind. Ons sien dit reg deur die Bybel, mense bid aggressief om by God dinge te kry, hulle pleit by hom, nê. Abraham pleit daar vir die volk by Sodom en Gomora, Here sal jy dit vir 42 doen, vir 43, vir 1, pleit by hom. Hoe kan Jesus Christus vir mense sê, om skaamteloos en aanhoudend vir God te vra? Want, hy is ons Vader. Ja, hy is ons koning. Ja, hy's heilig. Ek kan nie vir beskryf hoe heilig hy is nie. Hy's groot. Men dink daaraan, hy's 'n koning, hy's 'n heilige koning. Dis dieselfde God wat vir Moses sê, Moses, trek uit jou skoene, want hierdie grond waarop jy staan is heilig. Dis dieselfde God wat sê daar by Sinaï, niemand moet aan hierdie berg raak as ek hier op is nie. Jy gaan doodgaan. Daai God is heilig. Maar hy is die verskil. Hy is heilig. Maar ons is sy kinders. Die enigste persoon wat dit waag om 'n koning 3 die oggend wakker te maak en aanhoudend te smeek vir 'n glas water, is 'n kind. Dit wat onaanvaarbaar en ongewoon sal wees vir enigiemand anders, is aanvaarbaar vir 'n kind as die koning jou vader is. Gemeente, kyk wat sê Jesus hiersom. Hy sê moenie soos 'n heiden wees wat dink hy sal verhoor word oor iets wat jy doen of nie doen nie. Maar sê ons Vader. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons het vanoggend hierdie woord so baie gehoor. Dankie dat ons vanoggend kan weet dat ons kinders is van U, dat ons aangeneem is, dat dit U is wat dit doen, dat ons in 'n verhouding met U is. Vergewe ons vir die kere wat ons dink dat ons net hierders is, of wat ons
na u toe kom in 'n besigheidstransaksie van gee en neem. Ons kom bely dit vanoggend as gemeente. Here, en ek self en baie wat hier so sit vanoggend, is dalk op tye in ons lewe in so 'n verhouding. Vir ons vol reëls nakom en wat ons net nie besef dat ons net kinders is omdat U vir ons lief is. Dat ons in 'n familieverhouding met U kan wees. Mag dit deurspoel in ons hele lewe. En hoe ons sonde sien, dat ons weet, maar ons kan niks doen nie, hier het klaar gedoen. En hoe ons mekaar sien. Here, want as ons nou 'n gesin is, as ons nou 'n familie is, as ons nou 'n vader het, dan beteken dit ons boeties en sissies van mekaar is, en ons is lief vir mekaar, en ons wil na mekaar kyk, en ons wil mekaar versorg, en ons wil U vra om dit vir ons te gee, om dit vir ons te doen, deur ons, dat ons vir ander mense sal wys wie U is. En die manier hoe ons mekaar lief het. Vader, ons bid vanoggend vir die godsdienstiges, die heidene, wat nie verstaan wat dit beteken om 'n Christen te wees nie, wat nie uit genade uit net kan leef nie. Ons bid vir bekering, ons bid dat ons gebede dit sal reflekteer. Want as ons dit nie doen nie, dan raak dit koud, dan raak die lewe alleen en hartseer, maar binne 'n familie is daar warmte, binne 'n gesin met 'n Vader soos U, Here, is daar blydskap, is daar vreugde. En dit is so, Here, ons verstaan nie altyd wat U doen nie. Of baie keer bid ons en dan antwoord U ons. En dan is dit wonderlik, dan is dit 'n vreugde. Kyk. Ander kere dan antwoord U ons nie, gee ons die vermoë en die geduld om te besef dat U vir ons iets anders gee wat ons nog nie gevra het nie. Want U weet beter. Ons vertrou U as ons Here en Vader, dat U die beste weet vir ons. Mag hierdie gedagte, hierdie wete van aangenome kindskap, van kindskap, mag dit ons hele lewe bepaal, hoe ons hier uitgaan vandag. Here, ons het ook genoem van families en gesinne wat dalk nie met mekaar goeie verhoudings het nie. Mag daar 'n element van vergifnis wees, o Here, sodat families weer met mekaar versoen kan wees. Mag mense wat paas gehad het, o Here, wat nie 'n goeie pa was nie, mag dit nie ons as die kinders se verhouding beïnvloed met U as ons bid ons Vader nie. Mag daar herstel wees in gesinne en families en in ons land. Mag ouers weer doen wat hulle moet doen en mag kinders hulle vertrou. Here, maar nog meer mag ons U vertrou vir wie ons is by U. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Gemeente, kom ons gee geleentheid vir die kollektes om opgeneem te word en dan sing ons Skrifruiming 1:4 vers 1, 2 en 3 wat net presies sê dit wat ons vanoggend hierso oor saamgesels het. En daarna luister net dat jy nie mis nie. Ons gaan dit singende doen en daarna gaan ons saam ons geloof bely en dan gaan ek vir ons die seën uitspreek.
Gemeente, kom ons bely nou saam ons geloof vanoggend en jy kan in jou hart hierdie woorde saam sê. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, ontvang nou die seën van die Here en gaan leef regtig as vrygemaakte kinders in hierdie week wat kom. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly. Net 3 dinge wat ons vir u wil deurgee, of nog meer. Andries, kan jy weer die bord kry asseblief? Goed, daar's 'n diensgeleentheid of 'n dienswerkgeleentheid. Een van die geloofsfamilies hou weer of bied weer 'n date night aan. Dit is, die gedagte is dat jy as jy jong kinders het en jy wil 'n aand uitgaan saam met jou vrou, ons besef hoe min tyd daarvoor is, dan kan jy jou kind of kinders kom aflaai by die gemeentesentrum. Ons sal hulle besig hou van 6 tot 11 April. Dis die dag voor die barmhartigheidskringloop en jy kan bespreek daar by vicky.mailme@gmail.com. Ons net min of meer so 'n paar dae voor die tyd weet of hoeveel kinders kom, dat ons kan regmaak vir. Dan sal die kinders asseblief klaar eet. Ons weet nie wat eet almal nie. Dis nogal lekker, ons speel partykeer, eintlik moet hom val nie hoor nie, ons speel indoor cricket hier in die saal, maar ons met 'n sagte bal en 'n tafeltennis en ons speel sommer 'n klop lekker speletjies. Goed, en dan, u sal onthou, verlede week het Marietjie hier voorgestaan en met julle gedeel oor 'n ander diensprojek van fotonemery. En elke oggend, of hierso, na die dienste, is daar, soos die Engelse sê, 'n photo booth. En die gedagte is dat ons wil almal se foto's hê, individuele foto's. Sy het verlede week mooi alles deurgegee, wat help sodat as ons name afkondig, dat ons 'n foto kan hê, dat mens die gesig by die naam kan sit, dat jy sien of weet vir wie jy bid. As ons afkondig van iemand wat siek is, of wat reg deur 'n moeilike tyd gaan, dat jy kan weet wie hierdie gesig is. So ons vra dat jy asseblief dis ondersteun. Hier agter, Dion Raad neem die foto's en sit sommer daar in 'n ry. Wag die beurt af, kuier lekker rustig, deur die ou links en regs van jou ken, ideale geleentheid daarvoor. Fotonemery dan wat die barmhartigheidskringloop betref, lidmate wat blou bordvorms ingevul het, en hul lidmate geborg het, kan die voltooide vorm en die spesiale houers by die deure plaas. Lidmate wat nog nie 'n blou vorm het nie, kan een neem by die tafels by die deure. Dit gaan oor die borge vir die barmhartigheidskringloop. Goed, dis dit. En dan vra Tannie Hetty julle dat dis heelwat verlore goed. Ons moet hou gemeente aksies en funksies en dan bly goed agter en dit is besig om op te hoop en dit is in die kombuis. Wil jy asseblief kyk as jy iets vergeet het of net daar's daar nie kombuis daar of daar agter, wys hulle vir my. Is daar klomp bakke en dinge. Vat wat joune is.
sodat ons dit kan wegkry hiersom. En dan net die laaste ding wat ek graag op wil wys, ek weet daar's heelwat mense wat soos ek in die bevoorregte posisie was om by die PIK te kon studeer. Daar's 'n saamtrek vir die Unie die 9de April, al die besonderhede is in die boodskapper, lees gerus daar. Is altyd 'n mooi geleentheid om so saam te trek. En dis dit vir vanoggend. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag. Sterkte vir alles.